Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600. Goeiedag, ons groet u weer eens hier uit die Wees Lig kantoor. Het is vir ons heerlik om weer op die lig te wees. Goeiedag van my kant af ook. Ons boodskap in hierdie dag gaan oor Jesaja hoofstuk 6. Die eerste vraag wat ek wil vra is, hoe donker moet dit raak voordat jy God kan sien? Of hoe helder moet die lig raak voordat jy sal gaan? Ons het in Mei Pinksterfees gevier. Ons het fees gevier oor die totstandkoming van die kerk van Jesus Christus wat Heilige Gees ontvang het in Handelinge 2. Met Jesus se opvaarding na die hemel het hy Handelinge 1 vers 8 gesê, julle sal krag ontvang en my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot aan die einde van die hele wêreld. Juist daarom kon hulle begin om getuies te wees. In Jerusalem, ja, in Judea, Samaria en tot in die wêreld waarin ek en u woon. Dank die Here vir sy vooruitsigting vir jou en vir my. Hulle roeping of missie om getuienis te wees, word ook joune en my verantwoordelikheid. Baie jare van tevore, die uitstorting van die Heilige Gees, het God ook getuienis nodig gehad. Profete wat oor God kon praat. In Jesaja 6 beskryf juis hierdie roeping wat Jesaja gehad het. Hierdie teks was deel van my eie roepingsuitklaring jare terug. Wie sal ek stuur? Wie sal vir my 'n boodskapper wees? En net soos met Jesaja kon ek nie weerstand bied nie. Wat egter nou by die herlees van hierdie teks vir my baie duideliker opval, is die visie van God wat hier so groot en duidelik uitgespel word. Ja, Jesaja het 'n missie gekry. Hy sou nie gehoorsaam kon wees aan die missie sonder die visie van God nie. Jesaja se visie en missie is ook God se roeping vir jou en my. Ons sien in hierdie gedeeltes die Here openbaar homself aan Jesaja. Hierdie godsverskyning vind egter op 'n baie spesifieke tyd in die geskiedenis van daardie tyd plaas. In vers 1 van Jesaja 6 lees ons, in die jaar van koning Usia se dood. Die dood van koning Usia was 'n baie belangrike keerpunt in daardie tyd. Koning Usia was nie net 'n goeie, maar 'n gelowige koning. Dit was tot op daardie punt 'n bloeitydperk in Israel se geskiedenis. Na die dood van koning Usia was die bloeitydperk verby. Trouwens, van hier af het Satan deur Assirië al hoe meer dreigemente op die horison verskyn. En uiteindelik is die volk in ballingskap weggevoer. Van Usia se dood af het die gevoel van hopeloosheid al hoe meer onder die volk posgevat. Op 'n vreemde manier is dit juis die wanhoop van die volk wat 'n deur oopmaak vir 'n nuwe visie van God. En dit is juis hierdie visie van wie God is, wat die volk nodig het om nie net hulle eie sondige natuur te verstaan nie, maar ook om reiniging of verlossing te kry, om God se roepstem te hoor en om die moontlike van diensbaarheid te oorweeg en uiteindelik om hulself tot 'n offer vir God beskikbaar te stel. Wanneer dit donker raak, dan raak die behoefte aan lig al groter. Wanneer jy alles verloor en dit net God is wat oorbly, dan raak God vir jou ook belangriker. Wat sien Jesaja? U het op die hoë troon gesit en die onderste van sy kleed
het die tempel letterlik die paleis gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hulle gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hulle gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hierdie troonvisie wat Jesaja gehad het, vertel ons dat God regeer. Die troon is ook baie hoog. Ons kan skaars tot daarbo sien. Wat Jesaja egter op sy eie vlak mooi kon raak sien, is dat die soem van God se koninklike kleed wat die tempel vul. Dit is so groot dat dit die troonkamer vol lê. Dit vertel iets van God se grootheid in die oortreffende trap. Ja, God is koning. Die tempel is eintlik sy paleis. En net miskien is dit die een saak waarmee ons die meeste sukkel. Want ons maak mos vir God 'n sakpas formaat. Hy is so groot of so klein dat ons hom sommer self kan hanteer. En as hy 'n bietjie te groot word vir ons geloof en geloofsbegrip, dan krimp ons hom totdat hy hanteerbaar is. Want sien, ons sukkel mos met verwondering. Dit raak selfs 'n risiko vir ons selfstandigheid as God te groot sou wees. Dan mag hy ons lewe miskien so insluk dat ons identiteit in hom verloor. Daarom verkies ons God nie te groot nie. Jesaja se visie sê, die troon was baie hoog. Liewe luisteraars, gaan lees en doen gerus 'n studie vir jouself oor Openbaring 4, se troonvisioen wat Johannes op die eiland van Patmos ervaar het. Die prentjie is ongeveer dieselfde, maar met nog 'n klompie Nuwe Testament detail daarby. Dit is opmerklik dat Jesaja God self nie sien nie, of liewer, hy sê hy sien God, maar daar is geen beskrywing van God self nie. Hy beskryf net die uiterlike elemente van die troonverskyning. Die troon, die kleed, die teenwoordigheid van God en die omstanders. Ons moet onthou dat daar in die Ou Testament tradisie was, dat as jy vir God sou sien, dan sou jy sterf. Die Moses verhale maak baie daarvan. Hier sien Jesaja vir God, maar tog ook nie werklik nie. Dit klink vir my soos ons in geloof sien. Ons glo, ons weet, maar die retina reflekteer dit nie vir ons nie. Ons gedagtes is so besig met self en die wêreld rondom ons. Die beeld is net te veel vir die retina. Ons sien maar verstaan nie. Eers as Heilige Gees ons geestelike oë begin oopmaak, sal ons kennis kry oor wie God werklik is. Die serafs hier is vir my baie interessant. Die serafs is anders as engele. Dit klink vir ons amper na vurige skepsele. In Openbaring se troonvisie is daar baie omstanders in die lewende wesens. Wat belangrik is egter hulle getuienis oor God. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, oor en weer, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid, letterlik sy heerlikheid. Hulle sing oor God en sy grootheid. As God meer word, dan staan ons terug, sodat hy hom aan ons kan openbaar. Deur die openbaringskennis kom daar 'n lied in die hart. Hulle verlustig, hulle vreugdevol oor hulle God. Twee sentrale momente van hierdie lied, God se heiligheid en God se heerlikheid.
God se heiligheid het waarskynlik meer te maak met God se andersheid. Sy andersheid beteken ook dat daar afstand is tussen God en ons. Waar ons aan hierdie heilige God kom, daar raak dit self riskant vir ons, want sy heiligheid gaan jou en my verander. En tog lees ons dat God genoem word, die Heilige van Israel. Hy is die heilige God, wat met mense, met my en met jou in 'n verhouding wil staan. Maar hierdie verhouding kan weens God se heiligheid nooit 'n familiêre verhouding word nie. Dit sal en moet altyd met eerbied gepaard gaan, uit die heilige respek vir God. God se heerlikheid, wat hier beskryf word in die Grieks, is die woordjie kabot. In ons Bybels 'n bietjie swakker vertaal as sy magtige teenwoordigheid. Die Afrikaans help ons miskien met die heerlikheid en die heerlikheid in die term van God. Daardie eer wat aan die Here behoort. Hy is Heer wat verering verdien. Hy is die regmatige aanspraak op die regering. Hy het die mag. Hy sit immers op die troon en hy moet sodanig erken word. Selfs as koning Josia sterf en alles verval in wanorde, selfs as die lewe vir mense onseker word, dan regeer God nog steeds. En dan sien ons miskien vir God nog beter raak. Hy is die helder lig in die donker tye. Heilig en heerlik. Hy sit op 'n baie hoë hemeltroon, so hoog, maar woon ook in elkeen van sy seuns, wat sy seun aangeneem het, se harte. Vir ons as Nuwe Testamentiese Pinkstermense is dit nodig om meer van God raak te sien. Tyd in sy teenwoordigheid is meer belangriker in vandag se lewe. Maar as nie ons hom in ons sakpas formaat hou nie, moet ons hom raak sien sonder om hom te verklein, soos hy regtig is, die skepper van die hemel en aarde. En dit is met hierdie Heilige Gees wat deur die woord na ons toe kom, wat ons moet help dat ons kan sing, U is hoog en verhewe en U soem vul die tempel, ja ook my hart se tempel. Dit is ook met Heilige Gees wat ons kan oortuig van ons onheiligheid, want dit is wat Jesaja se spontane reaksie was in vers 5. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, ek is 'n man onrein van lippe en woon onder die volk van onrein lippe, want my oë het die koning, die Here van die leeskare gesien. Maar God reinig hom, God vergewe hom, God maak hom bruikbaar. Ja, in vers 6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand en hy het my met my lippe aangeraak en my mond daarmee aangeraak. Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Dit is ook met Heilige Gees wat ons dan so kan lei tot 'n lewe van gehoorsaamheid. Want vers 8 sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Hiermee gaan ons dan afsluit. Miskien is hierdie dan grootste taak en roeping van die kerk, vandag om opnuut weer vir God self raak te sien, sodat hy meer word en ons minder van onsself, en onsself verlustig in God, soos die serafs dan, en dan, wanneer ons God wel weer raak gesien het, ander mense se aandag sal vestig op dit wat ons gesien het.
Kom kyk hier. Kom kyk daarbo. Daar ver bo. Dis God, heilig en heerlikheid. Hy wil onder ons kom woon. Maar ons hier op die aarde, God het mens geword. Jesus het onder ons kom woon. Ons het sy lig uit liefde en omgee gesien. Want sien, dit raak al donkerder daar buite. En ons raak al meer gespanne oor die bedreigings wat van oral afkom. Ons het lig nodig. Die kerk van Christus het lig geword. Matteus 5 sê, julle is die lig van hierdie wêreld, sodat julle Vader wat in die hemel is, geheilig kan word. Suid-Afrika het lig nodig. Wie sal die fakkel dra en hom vereer deur gehoorsaam te wees, deur te sê, Here, hier is ek, stuur my. Want ons het nie meer 'n aardse koning wat ons kan sorg en ons welvaart in orde hou nie. Ons het nodig om die koning op die troon te sien, die troon van elke mens se lewens se harte. Sy opdrag is duidelik. Matteus 28, 19 en 20. Gaan dan heen, maak disippels, maak worshipers, disciples, witnesses, getuienis van sy liefde en sy lig. Terwyl julle dan gaan, maak navolgers en verander die toestand van hierdie wêreld waarin jy lewe. My gebed in hierdie dag is, Here, maak my gewillig 'n lig, sodat ek in die donker tye ander mense vir U kan bereik. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Amen. Ons groet tot volgende keer. Goeiedag luisteraars.